Gemeente, goeiemôre. Ek was die afgelope week in Oos-London by 'n werkswinkel en by een van hierdie gesprekke het een van die VGK-leraars die opmerking gemaak deur te sê dat dankbaarheid en blydskap bly die kenmerk van die lewe van 'n gelowige. Ons teksgedeelte vandag sluit hierby aan. Ons gedeelte is Efesiërs 1 hier vanaf vers 3 tot en met vers 14 en ek gaan net vers 1 vir julle lees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. As 'n mens gaan kyk na hierdie gedeelte, is dit dat in die Griekse teks hierdie hele perikoop eintlik een sin is met 202 woorde. En die bedoeling is eintlik dat hierdie woorde 'n opeenhoping is van woorde wat getuig van God se genade, maar hoe dat die genade van die Here vir ons eintlik roep tot 'n lewe van dankbaarheid teenoor die Here, om te sê dat omdat God ons gekies het, omdat ons sy kinders is, omdat ons aan hom behoort, kan ons eintlik nie anders as om vir hom te eer en te ken en te dien nie. As ons praat oor ons verstaan van kerk wees en hoe ons as gelowiges elke dag leef, dan is dit belangrik dat ons eintlik vir mekaar moet herinner deur te sê ons menswees ontspruit, ontstaan eintlik vanuit God se genade. Ons bestaan is te danke daaraan dat die Here vir ons liefgehad het en net, dat hy vir ons sy kinders gemaak het, dat hy vir ons die geleentheid gee om vergifnis van sonde te ervaar, sodat ons deur ons lewe dan ook God daardeur kan verheerlik en sodat ons lewe eintlik 'n toonbeeld word, 'n venster word van God se genade ook in my en in jou lewe. As 'n mens gaan kyk na vers 3, is dit eintlik die hoogtepunt van hierdie perikoop, dat hierdie perikoop vir ons herinner om te sê dat ons eintlik nie anders kan as om die Here te loof vir die seëninge wat ons in Christus ontvang het, naamlik die seëninge van sy Gees nie. As 'n mens gaan kyk in vers 4, begin vers 4 met die woorde so, wat eintlik dubbelpunt beteken, wat eintlik beteken dat die res van hierdie perikoop, tot en met vers 14, sluit eintlik aan by hierdie gedagte, daarin dat ons deur God begenadig is, dat ons deur God geseën is. En daarom word ons opgeroep om vir God te ken en God te dien. En die wonderlike hiervan is dat as mens gaan kyk na God se werk in ons lewe, dat ons hier in vers 4 tot 6 die woorde kry dat ons uitverkies is, vooruit al bestem is, dat die Here ons gekies het en dat ons begenadig is, dat hy vir ons sy kinders gemaak het en daarom dat ons opgeroep word om God te prys. Die gevolg hiervan is dat ons opgeroep word om heilig en onberispelik in ons liefde voor hom te wees. In vers 4 word daar vir ons 3 dinge gesê, naamlik dat ons iets van God moet uitstraal, dat ons iets van God se heiligheid moet sigbaar word in ons lewe. Dat ons sal streef na dit wat reg is, dat ons soek na geregtigheid in hierdie lewe en dat ons bewustelik leef met die belofte dat ons leef eintlik in die teenwoordigheid van God. En die sien broers en susters, as dit waar is van gelowig wees, dan beteken dit dan eintlik dat my hele Christenskap en my hele wese as gelowige bestaan eintlik daarin dat ons een doel het, en dit is om God te eer en God te verheerlik. Dietrich Bonhoeffer sê die volgende woorde, hy sê, Christianity without discipleship is a Christianity without Christ. En ek wil vanoggend vir jou kom vra, hoe lyk jou dankbaarheid teenoor die Here? Want jy sien, ons kan Christenskap beoefen
Maar as ons disippelskap hieruit wegneem, as ons verleer om te leef in 'n verhouding met God, in gemeenskap met die Here, om heilig voor God te wees, om toe te laat dat die Here se identiteit my lewe kom verander en herskep en van my 'n nuwe mens kom maak, dan verstaan ek nie Christendom nie. En eintlik word ons opgeroep om te sê dat die eise van die disippelskap van die Here word sigbaar in ons verhouding met mekaar. Hoe lyk jou verhouding met jou gesin? Hoe lyk jou verhouding teenoor jou medemens? Kan mense wat jou ken Christus in jou lewe sien? Is jou lewe 'n lewe van dankbaarheid wat uitstraal van jou liefde vir God, om te sê dat jou lewe en alles wat jy is en het behoort aan God en God het beheer oor alles? Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U vir ons sal seën. Ons bid dat U vir ons sal seën met U seëninge van die Gees en ons lewens voortdurend sal verander tot eer en verheerliking van U naam. Amen.